In vandag se lesie begin ons met ons inleiding van meetkunde. Nou, meetkunde maak ook 'n belangrike deel van wiskunde uit. In hierdie eerste lesie gaan ons kyk na ons hoeke en lyne. Ons gaan bietjie kyk wat se verskillende hoeke kry 'n mens en wat hulle name is. Nou die eerste hoek waarvan ons kan praat is 'n skerphoek. Nou die name van die hoeke is presies beskrywend. As ons kyk na 'n skerphoekie, dan kan ons 'n skerphoek beskou as 'n hoek wat altyd tussen 0 grade en 90 grade is. So as ons dink aan 'n skerphoekie, dan lyk 'n skerphoek soos 'n spies se punt. Dit maak mos 'n skerphoek uit. Met ander woorde, as jy mooi kyk na hierdie skerphoekie, dan kan jy sien hierdie hoekie is nou daai hoekie praat ons van as 'n skerphoek. Dit is die hoekie tussen die twee lyne. En hierdie hoek is altyd tussen 0 grade en 90 grade. Die tweede hoek waarna ons kan kyk in hoeke en lyne en van meetkunde is 'n hoek wat julle almal al moet ken en dit is 'n regte hoek. Nou 'n regte hoek is 'n hoek wanneer twee lyne presies loodreg op mekaar is, praat ons van 'n regte hoek. En wanneer hulle loodreg op mekaar is, dan beteken dit die hoek wat hulle met mekaar vorm is presies 90 grade. Onthou nou, hierdie hoeke wat ek nou teken is nie almal noodwendig volgens skaal geteken nie, maar ek gaan my bes probeer om hom so na as moontlik aan 90 grade te kry. So hierdie hoekie praat ons van is 'n regte hoek. Daai hoek is 90 grade. Met ander woorde, hy word ook aangedui met hierdie blokkie in die hoek. 'n regte hoek is 'n hoek wat presies gelyk is aan 90 grade. Die derde hoek waarvan ons praat in meetkunde is 'n stomphoek. As jy kyk na 'n stomphoek, dan is dit 'n hoek wat die teenoorgestelde is van 'n skerphoek. Hy is nou stomp, hy kan nie seer maak nie. 'n stomphoekie is weer altyd 'n hoek wat tussen 90 grade en 180 grade lê. So 'n stomphoek praat ons van 'n hoekie wat groter is as 90 grade, maar hy is nou weer kleiner as 180 grade. So hierdie hoek noem ons 'n stomphoek. Nadat ons nou 'n stomphoek gehad het, praat ons van 'n gestrekte hoek. Nou goed, as ons kyk na 'n gestrekte hoek, hierdie hoek is dan 'n hoek wat 'n reguit lyn vorm. So 'n gestrekte hoek kan ons ook sê is 'n reguit lyn. 'n Gestrekte hoek maak altyd 'n hoek van 180 grade. So wanneer die hoek se grootte gelyk is aan 180 grade, praat ons daarvan as 'n gestrekte hoek of 'n reguit lyn. Die vyfde benaming wat ons kan kry vir 'n hoek is 'n inspringende hoek. Nou, hoe lyk 'n inspringende hoek? 'n Inspringende hoek is die hoek wat aan die buitekant van die twee lyne gevorm word. So as ons kyk na 'n inspringende hoek, dan is 'n inspringende hoek nou altyd tussen 180 grade en 360 grade. So ons kan sê 'n inspringende hoek is dan ook nou soos 'n buitehoekie van twee lyne wat mekaar sny. Ons het mos nou gesê ons vyfde hoek praat ons van 'n inspringende hoek. 'n Inspringende hoek is altyd groter as 180 grade en kleiner as 360 grade. So die inspringende hoekie is altyd hierdie hoek wat
aan die buitekant van die twee lyne omlê. Die laaste soort hoek wat ons kry is 'n omwenteling. Nou wat is 'n omwenteling? As ons praat van 'n omwenteling, dan is dit soos 'n hoek wat die volle sirkel voltooi het, wat by 0 grade begin het en weer by 0 grade eindig, maar hy het die volle siklus voltooi. Met ander woorde, hy het by hierdie puntjie begin en hy het al in die ronde omgegaan tot hy weer by daai punt bykom en ons praat van dit as 360 grade en sy naam is 'n omwenteling. Jy kan nou die huiswerkies doen wat oor hierdie oefeningkie gaan sodat jy dit vir jou mooi kan vaslê, die verskillende benaminge van die soorte lyne en hoeke in meetkunde.